Vader, ons vra vanmôre dat U deur die Gees tot ons sal spreek vanmôre. En dit alreeds deur hierdie psalm. Ek vra ons ook oor die woord. En dat die woord lewend sal wees oor verdenking. En dat jou kerk, Vader, se gebid verberg agter die kruis. En laat die woord en die waarheid van die woord elke hart deurdring. En ek vra dit vanmôre. Vra dit in Christus naam. Amen. Ek kan nie sit plek hier, maar ek vra ons op 'n liedjie sing. Hou jy stem soos onder. My tema vanmôre is ek het gebid wat nou. Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge kan vergewe. Hoe baie keer bid ons nie oor 'n saak nie. Soms bid ons oor 'n krisis in ons lewe, oor besluite wat ons moet maak, soms oor kinders, soms oor ander goeders, maar daar's baie keer dinge wat vir ons ernstig is en wat vir ons belangrik is, waarvoor ons bid en waaroor ons bid. En dit kan enige krisis wees of gewone dinge wat op jou gebedslys dalk mag wees.
Daar's baie goed wat ek bid, elke dag van my lewe. Ek bid elke dag vir my lewe dat die Here hierdie gemeente sal seën en elke mens wat deel is van hierdie gemeente sal seën. Ek bid elke dag dat die Here ons sal gebruik. Ek bid elke dag dat die Here my opreg sal hou en suiwer sal hou ook in die verkondiging van die evangelie van Christus. Daar's baie dinge waarop ons bid. Maar nou is die vraag net daarna, as ons gebid het, en baie keer bid ons nie alleen nie, en baie keer vra ons iemand, hoor ek bid vir my, ek het gebed nodig. Ek het vanmôre terwyl ons hier staan het ek 'n boodskap gekry van iemand wat sê, bid asseblief vanoggend vir my. Baie keer vra ons iemand anders om vir ons te bid, en as ons dan nou gebid het, wat dan? Ek het gebid, wat nou? Jesus sê in hierdie gedeelte wat ons gelees het, as jy gebid het, glo. Glo dat jy dit sal ontvang. Nou, daardie woordjie glo, is nie sommer maar net 'n klein woordjie glo nie. Daardie woordjie het eintlik so drievoudige betekenis, as ons gaan kyk van die oorspronklike taal wat dit beteken. Dit beteken dit om te glo, ja. Maar dit beteken om vertroue te hê, en om jou vertroue in iemand te stel. Dis wat hy in die volheid daarvan beteken. En nie en ek moet besef dat geloof en om te glo is nie 'n gevoel of blote denkwyse nie. Hierdie glo is 'n werkwoord. Dit beteken ek moet iets doen. Ek moet iets doen. As ek kan kyk in die geskiedenis, in die Bybelgeskiedenis, wat het die manne gedoen wat gebid het? Dan was daar altyd 'n handeling, daar was 'n voortsetting van iets gewees. Hulle het nie net gesit, hande gevou en gewag, nou moet dit gebeur nie. Ek het in my lewe het ek die voorreg gehad om vir die Here 'n kerk of twee te bou. En dan bid ons en sê, Here, asseblief, ons het finansies nodig om hierdie kerk te bou. Ek het nie gaan sit en Elna het nie gaan sit en die gemeentemense het nie gaan sit en gewag dat die note in die hemel neerdal as 'n sneeuvlokkies nie. Nee, ons het vetkoek gebak. Ons het vetkoek verkoop. Ons het koeke gebak, maar ek sê ons, ek was nou nie deel van die bakspan nie, maar hulle het koek gebak en hulle het taart gebak en hulle het die goed verkoop en ons het dit gedoen. En ek bid en ek sê, Here, nou gaan ons op die 1 Mei was werkersdag, gaan ons werk. Ons gaan nou fondasie grawe, Here, wat ons gaan 'n kerk bou. En wie wat maak ons? Met al die geld wat ons nou ingesamel het ons R1000 in die rekening gehad. Nou besef ons gaan fondasie grawe, en die manne sê vir my nou, as ons klaar die slote gegrawe, wat maak ons dan? Ek sê, dan gooi ons konkreet. Want ons moet nog 'n fondasie bou. Want ons het gebid, en nadat ons gebid het, is die vraag, wat nou? Ek kan nie nou net sê, Here, ons het 'n kerk nodig, en Here, laat asseblief, ons wil die fondasie so groot hê, en ons wil die konkreet so breed en so diep hê nie. Nee, ons moet iets doen. En dis wat Christus die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Glo is 'n werkwoord, jy doen iets, jy gaan aan. En daar's 'n paar dinge wat ek vir julle wil uitlig vanmôre, wat jy moet doen of kan doen as jy klaar gebid het. Ek het gebid, nou glo ek, nou vertrou ek, en nou plaas ek my vertroue in die Here, my God. Volgens daardie woord. Nou hou ek vas aan die Here, en ek wag op die Here, terwyl ek besig is vir die Here. Nou is die vraag vanmôre, as ek dan vertrou en glo, hoe kan ek dan die God tot wie ek gebid het vertrou? Wat kan ek doen? Hier kom nog 'n gedeelte by, maar ek wil nie vanmôre daaroor praat nie. Hy het die volgende vers gesê, vergifnis ook. Nou vergifnis kan iets wees wat gebedsverhoring teewerk. Daarom moet jou hart voor die Here reg wees. Daarom moet jy vergewe, want die woord van die Here sê vir ons in Jakobus 5, jy kan nie sê jy het God lief en jy het 'n saak teen jou broer nie. Dan maak jy vrede, jy haal dit uit jou hart uit en jy gaan aan. Nie om 'n ander rede nie, maar sodat jy gesond kan word, sê Jakobus 5 vers 7 en dis reg. Ek het gebid. En nou vertrou ek, nou glo ek. En hoe gaan ek hierdie glo-proses hanteer? Ten eerste deur myself daaraan te herinner dat God se karakter is onfeilbaar, God se karakter is onveranderlik, God is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. En wat God verander gedoen het, kan hy vir my en vir jou ook doen. Dis God se karakter. In Dawid se woorde, hy is getrou en sy trou is van geslag tot geslag. God is goed. Amen.
God is barmhartig. God is goedertierend. God is liefdevol. Hy is 'n goeie Vader. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, moenie enigiemand Vader noem nie, want daar's net een wat 'n goeie Vader is, en dit is die Here ons God. Maar jy herinner jou aan God se karakter. God gee om vir my, hy het my sy liefde bewys, en hy het sy liefde aan u bewys, deur sy seun te gee om op 'n kruis te sterwe vir ons. Hoe kan ons twyfel aan God se liefde? Ons kan nie. En dan sê hy vir ons 'n ander gedeelte, as jy dan bid tot die Here en jy vra vir hom 'n brood, gaan hy jou 'n klip gee, of jy vra vir 'n eier, gaan hy jou 'n skorpioen gee. Ek weet nie of ek dit korrek aangehaal het nie, ek kan maar gaan kyk, maar dis is min of meer waarop dit neer. Hy gee vir jou dit wat jy vra. Maar hy moet jou ten tweede daaraan herinner aan God se vermoë. Lukas 1 vers 37 sê, vir ons, vir my, en is by 'n Christelike teks daar, hy sê, want niks is by God onmoontlik nie. Hy kan alles doen. Hy kan enigiets doen. Ek sê nie, hy wil alles doen, en hy wil altyd enigiets doen nie. Ons sal nou by die wil van die Here kom. Maar God kan. Ek praat van 'n kerk wat ons moet bou, en die fondasies wat ons moet grawe, ons staan op 'n oop stuk grond. Die koue laat ons bewe en die muskiete laat ons krap. Maar ons sing, my God can do anything. My God can do anything. En dis die God wat ons al bid, en dan herinner jy jouself daar dat God kan enigiets doen. Ek het baie gesing, hierdie koortjie, ek ry in die kar, ek sit in die huis, waar ook al, dan herinner ek myself deur te sing, en nie dat ek so mooi sing dat my graag wil hoor nie, maar ek sing, want dit bou my geloof, en dit versterk my geloof, en dit stuur my gedagtes in die regte rigting. My God kan. Hy kan alles doen. Met God is alles moontlik. Dis die eerste twee dinge wat jy moet doen. Die eerste een, herinner jouself aan God se karakter. Wie is die God wat ons aanbid? En waarvoor staan hy? En die tweede, jou God, daardie wat jy en ek aanbid, se vermoë is onbeperk. En dan die derde ding wat jy en ek moet doen, ons moet erken, ek kan nie altyd nie. Ek kan in eie krag, en in eie vermoë, en eie sterkte kan ek nie. En daarom nader ek God in gebed, en ek gee my versoek, en ek gee my behoefte in sy hande. Het tweede belangrike teksvers wat ek deur my lewe vir my brok belangrik was, 1 Petrus 5 vers 7. En as jy dit nog nie baie gehoor het, hou maar moed, jy gaan dit nog baie hoor. Want hy sê vir ons daarin, werk jou bekommernis op my, want ek sorg vir jou. Werk jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Here, u woord sê, ek erken, Here, ek kan nie, maar Here, ek erken ook dat u woord is waar. U woord is ewig waar, u woord is onveranderlik waar, u woord is altyd waar, en u woord sê, ek moet my bekommernis vat en dit op u werk. Ek het ook mense gesê, werk beteken nie, jy vat dit en jy sit dit neer nie. Werk beteken eintlik, jy vat dit en jy gooi dit. Jy gee dit. Dis die derde ene. Die vierde punt, om nie jou denke toe te laat, om jou te vul met gedagtes en van twyfel en bekommernis en onsekerheid. Want dit is die groot ding wat baie keer gebeur. Hoeveel keer het ons nie al gehoor nie, Pastoor Pieter, dat mense sê, ag, die Here hoor tog nie my gebed nie. Sit gesing, hou aan met bid. Hou aan met bid. Twyfel en bekommernis wil ons geloof afbreek, wil ons vertroue in die Here afbreek, en daarom moet jy jouself daaraan herinner, dat die Here jou God kan, en die Here ons God is 'n God wat wil en wat dit help, en jy gee jou versoek vir die Here, herinner jouself daaraan, wat sy aard, en sy natuur, en sy karakter, en sy woord, en sy beloftes, is ewig waar, sy beloftes is in Christus, ja en amen. Dan verdryf jy die twyfel, hierdie is 'n twyfelkas. Dan dink jy anders oor die situasie, en jy begin die woord van die Here dink, en as dit vir jou moeilik is om te sing, dan sê jy sommer die woord, die Bybel op, vat 'n teksvers en lees hom hardop, en bou en verstig jouself. Bybel sê ons die geloof kom deur die gehoor. Soms wil moedeloosheid ons oorweldig. Soms wil onsekerheid ons oorweldig.
En ons wag vir 'n antwoord en op 'n uitkoms, want ons het gebid en dit kom nie. Daar's mense wat sê, man, jy bid alles in Jesus naam en dan gaan dit net gebeur, daar's nie manier dit gaan gebeur nie. Daar's 'n bietjie 'n ander kant van die saak ook. Ons bid en ons wag vir 'n antwoord en ons wag vir 'n uitkoms. En dan kom ons volgens Lukas 18 vers 1 en ons hou aan met bid. Want hy sê vir ons, wanneer jy hou aan met bid wanneer jy moedeloos word, of as jy wil moedeloos word, hou aan met bid dat dit jou moedeloosheid verdryf. Maar die oomblik wat jy bid, praat jy met 'n magtige God. Die oomblik wat jy bid, praat jy met 'n almagtige God. Maar die oomblik wat jy bid, praat jy met 'n God wat se vermoë onbeperk is, 'n God wat liefdevol is, 'n God wat barmhartig is. Hy wat sê, "Man, nader my troon van genade en ek sal jou help en jy sal op die regte tyd barmhartigheid ontvang." Dan nader op my knieë daar die Here. En dan sê ek, "Oh yes, I know the answer's on the way." Jesus said it, I believe it, and it's so. Sy woord sê, ons bid, nadat ons gebid het, sodat ons nie moedeloos word nie, sodat ons geloof en hoop nie moet verlore gaan nie, dat ons dit nie ontbeer nie, dat ons nie daarvan verlies lei daaraan nie, maar dat dit ons deel sal wees, dat ons vertroue in die Here sal wees, dat ons nie sal vergeet wat is sy karakter en sy aard en sy natuur nie, en dat ons sal weet God se vermoë is, by hom is alles moontlik, en dat ons sal erken, ek kan nie, maar my God kan. En dan, soms nadat ons gebid het, moet ons aanvaar. Ons moet aanvaar dat God is in beheer. Ons moet aanvaar dat die Here beter weet as wat ek weet. En kyk, daar's van ons wat ons nog net eers so slim wees. Ons wil so beter wees. Ons kan nooit beter weet as die Here nie. Want hy ken die toekoms. Dat God se wil en dat God se uitkoms en God se tydsberekening is beter as myne. Beter as die en elke ander persoon se. In Matteus 26 vers 39 kom die Here Jesus en hy bid. Maar hy ook aanvaar. En hy leer ons dat soms moet ons aanvaar, hy bid. En ons sien dit in die woord van die Here. Sy gebed is, Here, laat hierdie bitter beker by my verbygaan. Nogtans, Vader, nie my wil nie, maar soos wat U wil. En die uiteinde is, Jesus het neergekniel op daardie gebed. Want hy het in die einde gegaan tot op die kruis. Hy het gesterwe vir ons. Maar hy het aanvaar dat die Here se wil en die Vader se wil is beter. Hy moes sterwe sodat ons vergifnis kan kry, sodat ons versoening kon kry. En Jesus onderwerp hom in gehoorsaamheid aan die Vader se wil. En ek glo met my hele hart en nie mag met my verskil, dat Jesus het daai gebid sodat u en ek vandag kan leer uit sy voorbeeld uit. Dat jy kan tot die dood toe God gehoorsaam wees, al loop dinge nie vir jou soos wat jy wil hê dit moet loop nie. Dit is nie maklik nie, ek weet. Maar ek weet ook, dit is moontlik. Na alles wat ons glo, moet ons aanvaar, dat die Here elke gebed hoor. Want die woord van die Here, waarin ons glo, sê vir ons sy woord. Openbaring sê dit lees is goue wierook en bakke voor die aangesig van die Here. Hy is bewus daarvan. Hy hoor jou gebed. Die Here gee nie altyd soos wat ons wil nie. En dit moet ons kan aanvaar. Ons moet kan aanvaar dat die Here weet beter vir ons. My broer en my suster, ek het al baie keer gestaan, dan bid ek vir mense wat ernstig siek is. Dan sterf hulle. Dan sê ek, Here, maar ek het gebid, U woord. Wat nou? Staan eendag in 'n hospitaal in Bloemfontein. En ek bid vir 'n man. En hy sterf. En die familie sê vir my, jy het nou gebid, nou is iemand dood, wat nou? Ek sê, is nie my gebed wat hom doodgemaak het nie. Maar jy moet een ding weet, hy was 'n kind van God, en nou lewe hy vir ewig, want die lewe het die dood verslind in Paulus se woorde. En omdat hy vir ewig lewe, is hy vir ewig ook gesond, volgens Openbaring 21. Die Here het hom gesond gemaak, nie net tydelik hier, vir volgende 10 of 20 jaar, maar die Here het hom gesond gemaak tot in al die ewigheid. En ek dank die Here vir daardie woord wat hy daar vir my gegee het, want dit het vir my ook iets oopgemaak. Ons moet God vertrou. Jesus bid, Here, laat
lydingsdeuke net by my verbuig. Paulus bid vir die doring in sy vlees, en hy sê, Here, hierdie doring in my vlees, neem dit net van my weg. Hy bid 3 maal, sê die Bybel. En die Here sê, kom, is my genade is vir jou genoeg. God sal jou nooit sonder sy genade laat. Jy kan bid, wat nou glo jy dat God is met my, God het my gebed gehoor, God kan, en God se wil moet geskied, dis waar die aanvaarding in kom, maar jy doen dit ook daarin, dat jy sal weet, ongeag op my wil geskied, en op die wil van die Here, dat alles er is myne, en sy wil geskied, is die genade van die Here nog my deel, is dit nog u deel. 1 Johannes 5 vers 14 maak dit vir ons duidelik, as ons iets vra volgens sy wil, verhoor hy ons. En as die Here so lei, dan praat ek volgende Sondag met u oor wat is die wil van die Here. Soms gee die Here wat ons vra en soms nie. Iemand sê, ek dink as Dr. Isak Burger wat gesê het, die Here gee baie keer vir jou ja en soms sê hy nee, baie keer sê hy vir jou wag 'n bietjie. Daar is diegene met Johannes 14 vers 13 tot 14 letterlik tot toepas. Wat sê as ons vra in Jesus se naam sal dit gebeur, asof daar geen ander uitkoms gaan wees. Nee, ons moet dit verstaan. Dit is ook as ons die Bybel in konteks lees, dat dit volgens die wil van God moet wees. Daar die teksvers Johannes 14 vers 13 sê, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Met groot respek wil ek vanmôre sê, ons vra in die naam van Jesus, en ek kan staan en ek kan bid, en ek kan sê in the name of Jesus, in die naam van Jesus, en ek kan dit sê en sê en sê, maar as dit nie die wil van God is, gaan dit nie gebeur nie. Hoor jy wat ek vir sê? As dit die wil van God is, sal dit gebeur. Dit beteken nie dat ons iets kan vra en verwag wat nie in die wil van God is nie. Op een plek sê vir ons, dat ons vra partykeer van wie ons eie begeerte, omdat dit verkeerde rede is, dan weer om te gaan. Nee, dit moet ook die wil van God insluit. Dit moet ook ons onderwerping en gehoorsaamheid aan die wil van God insluit. Ek dink dit is baie belangrik. Ons kan God nie beveel op sy arm draai nie. Ons kan God vra. Ons kan met vrymoedigheid vra. Ons kan met vrymoedigheid na sy troon van genade gaan. En dan nadat ons gebid het, is daar 'n paar dinge wat ons moet doen, en ek het vanmôre vir julle gesê. Ons moet glo en ons moet vertrou deur te fokus op daardie aspekte wat ek nou vir julle genoem het. Gebed is om die Here te vra. Om te glo is om te sê God kan. Vertroue sê, Here, ek weet U hoor my. Here, ek weet U sien my hart. Here, U deursoek my, U weet wat is dit. En oorgawe sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Nou kom ons gaan weer hierdie proses, ons bid. En nadat ons gebid het, wat nou? Dan glo ons. Dan glo ons dus dat God kan. Maar ons vertrou ook dat die Here beter weet. Hy wil die toekoms in sy hand hou. En oorgawe sê vir my, Here, nie my wil nie, maar U wil. As ek na myself in my eie lewe kyk, wil ek vir een ding sê, ek soos baie ander mense wou nie bediening toe gekom het nie. Ek wou nie. Ek het gesê, Here, nee, net moet ek in die Sendingveld gaan sit, ek sien die kans daarvoor nie. Here, net moet ek 'n stuk in 'n kar ry en moet ek ou klere dra en ek weet nie wat as ek van swaar kry. Here, ek sien die kans daarvoor nie. Here, nou moet ek sit sonder 'n mediese fonds, ek sien die kans daarvoor nie. Here, nou moet ek sit sonder 'n pensioen, ek sien die kans daarvoor nie. Dis al die goed wat ek het. Hier tot op aand, as Dr. Dries van As preek. En daai aand besef ek net een ding, dat God se wil moet ek gehoorsaamheid geskied in my lewe. En dieselfde beginsel gaan nie. En ek moet die Here vertrou. Hy wat vir my gesorg het tot op daardie stadium in my lewe, is die God wat vir my sal sorg daardeur. Ons sien dit in Jesus se gebed daar in die tyd van Getsemane. Hy het die Vader gevra. En hy het geglo dat die Vader hom die bittere lyding kan spaar, die skande, die pyn en die lyding en die vernedering kan spaar. Maar hy het gebid soos een wat nie net gehoop het nie, maar een wat geweet het dat die Vader weet beter.
dat die Vader hoor, maar hy die Vader vertrou. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En toe gaan Jesus aan met sy bediening. Al moes hy dan ook nie op sy gebed neem. Hy het die wil van die Vader erken en respekteer. En U en ek moet dieselfde doen. My broer en my suster, as jy gebid het, dan vat jy hierdie proses. En jy gaan deur hierdie proses. En jy maak dit jou eie, sodat geloof jou nie begin wankel nie. Sodat jy nie begin twyfel nie. Wat doen jy? Jy erken die karakter van God. Jy erken wie is God. Jy stel jou geloof en jou vertroue in die Here. En jy onderwerp jou aan sy wil. Sê, Here, laat U wil geskied in my lewe. Want U weet beter. U is die God, as ek U ken, dan sal U my baie gelyk maak. En dan herinner jy jouself daaraan, wie is die Here, ons God, wat jy aanbid en wat ek aanbid. En dan bou jy jou geloof so. En moet nie by verkeerd verstaan, jy het baie keer mense wat kom met negatiewe praatjies. Ek lees daar in die verhaal van Job, wat sy vriende gekom het en gesê, vloek God maar, en gaan aan. Job sê, ek sal dit nie doen nie. Sy lyf is vol seer. Sy bankrekening is leeg. Sy kar is teruggevat. Sy meubels staan daar met versienies, nie versienies hier aan die klere, by een of ander plek. Job sit in armoede, Job sit in swaarheid. Job sit met siekte, hy sit met die hartseer van 'n familie wat weg is. Maar hy sê, ek sal God nie vervloek, ek sal God vertrou, want God weet beter. En Job se einde was veel meer as sy begin gewees. My broer en my suster, ek het gebid. Wat nou? Nou herinner ek my aan hierdie ding wat ek vanmôre vir julle gesê het. Dis my prakties geloof. En dit bou en dit versterk my geloof in die Here. En God gee uitkoms. Nie altyd soos wat ek wil, maar soos wat hy wil. Kom ons bid saam. Vader, ek vra vanmôre dat U ons sal help, Here, dat ons in ons geloof en ons vertroue in U nie sal wankel nie. Want Here, dit is so maklik, daar kom baie keer mense en hulle praat in negativiteit, Here, en dit wil dit ons oorweldig. Dan wil vrees en bekommernis ons oorweldig. Here, maar help ons om te onthou dat U is die God wat nie net gebed hoor nie, maar Here, U is ook die God wat beter weet. En laat U wil altyd sal geskied in ons genade, in U genade in ons lewens. Ek vra dit vanmôre. Ek vra dit vir een, ek vra dit vir elkeen. Here, ook hulle wat siek is, dat hulle sal weet, hulle hou vas aan U, o Here, want U is die groot God van hemel en aarde geskaap het, dit onderhou en wat almagtig is en wat ons deurdra. Here, gee dit ons. Nie sal ophou te bid. Maar ons sal bid, Here, sodat ons nie moedeloos raak. Want ons nog nie die uitkoms sien. Want ons nog nie U hand in werking sien. En dat ons sal bly vertrou. Dat ons sal bly glo. Ek vra dit in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan.